Dis eintlik merkwaardig om te sien hoe die godsdienstige trekke in hierdie oudste seun se lewe na vore kom. Ons lees in Lukas 15 vers 24 tot 28, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. En die oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Jesus sê in Johannes 15 vers 11 dat hy al hierdie dinge sê, sodat sy blydskap in ons kan bly en ons blydskap volkome kan word. Die ware Christuslewe is 'n lewe van blydskap en vervulling, terwyl die eerste teken van godsdiens is, dat daar geen of amper geen blydskap is in die mense se poging om God te dien nie. Vir die oudste seun was dit vreemde klanke, lees ons in Lukas 15 vers 29. Hy sê ook dat hy nooit 'n bokkie gekry het by sy vader om saam met sy vriende vrolik te wees nie. Die ware gelowige tap sy vreugde uit die vreugde van die Vader se hart aangaande hom. Dis tap die ware gelowige nie sy vreugde uit sy omstandighede nie, maar uit die verhouding wat hy of sy met die Vader het. Maar die persoon in die wêreld of in die kerk probeer hulle vreugde produseer vanuit hul werke, maar dit is nooit 'n standhoudende blydskap nie, want die bron is beperk. 'n Ware Christelike lewe word gekenmerk deur vreugde, wat sy oorsprong het in die konstante vreugde in die Vader se hart aangaande sy kinders. Ons het blydskap omdat die Vader blydskap in sy hart vir ons het. 'n Vader trek ook nie sy vreugde aangaande sy kinders vanuit hulle gedrag nie, maar vanuit wie hy weet hulle is in hulle identiteit. Ons lees in Lukas 15 vers 28, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Die godsdienstige kerkmens vind nie hulle vervulling en hulle vreugde in 'n intieme verhouding met Vader God nie. En daarom is daar altyd bedekte en sluimerende onderliggende woede in hulle lewe. Hul godsdiens bestaan daaruit om te doen mooi, uiterlike dinge, en daarom is hulle ook voortdurend in kompetisie en besig om te vergelyk. En dit is hierdie onderliggende kompetisiegees wat nooit enige finale uitslag het nie, van guns of goedkeuring nie, wat die woede veroorsaak. Godsdienstige mense is geweldig presterend van aard, en dit veroorsaak baie spanning, omdat hulle altyd almal moet beïndruk en tevrede stel. Het is nie 'n lewe van rus en vrede nie, en dit kan maklik in aggressie uitbars, en dit doen. Die lewe is nie 'n regverdige plek nie, en godsdienstige mense weet dit al te goed, en dit maak hulle baie ongelukkig en kwaad as hulle pogings en hulle goeie werke nie raak gesien word nie, of selfs geïgnoreer word. Hulle soek erkenning vir wat hulle doen, en nie vir wie hulle is nie. Ons lees in Lukas 15 vers 28, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Christenskap behels hart tot hart verhouding. Daar moet nie afstand wees nie, daar moet kontak wees, eenheid. Godsdiens word geken deur 'n lewe van vrees, onsekerheid, veroordeling. En daarom wil godsdienstige mense nie naby aan mekaar kom nie. Hulle is bang, hulle word uitgevang, want hulle het probleme en sondes en emosies waarmee hulle vroeg. In godsdiens is die atmosfeer heeltyd, almal skiet tekort. Niemand maak dit nie. En die vlak van oordeel en veroordeling onder mekaar is baie hoog. Daar's geen genade in godsdiens nie. As jy dit nie maak nie, gaan jy veroordeel word. Die mens moet altyd presteer voor God. En selfs geloof word partymal as 'n prestasie gesien. Om afstand te behou is eintlik 'n poging tot selfbeskerming in godsdiens. Want dit is nie baie lekker om in die atmosfeer van
onaanvaarbaarheid te lewe nie. Ek is nie goed genoeg nie. Afstand kan selfs ook 'n selfvergeldingsstap wees, om ander te straf met jou afwesigheid, omdat jy kwaad is oor hoe hulle dinge hanteer. As ek nie my sin kan kry nie, sal ek onttrek en afsonder in stilstype en net met myself en my eie verontregte kuier. Steeds Lukas 15 vers 28, en hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Die vader het uitgegaan en die oudste seun gesmeek om in te kom en te deel in die vreugde van sy hart oor die jongste seun wat terug is. Die vader se hart het nie 'n probleem met een van sy seuns gehad nie, maar nie een van hulle het sy hart verstaan nie. Die afwesigheid van vaderskap produseer godsdienst in ons lewens. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 19 tot 20, hoe God wat hom met die wêreld versoen het, en dan die wêreld smeek om hulle self met God te versoen. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Wat bedoel ek met die afwesigheid van vaderskap produseer godsdienst in ons lewens? As jy nie jouself met God versoen nie, is dit 'n teken dat jy God nie vertrou nie, dat jy God nie op sy woord vat nie, nadat hy as onskuldige jou skuld gedra het. Die Vader het homself met ons versoen. Hy vra dat ons sal versoen tot die Vader. As ons dit nie doen nie, is ons maar net godsdienstig. In godsdienst is mense so afgestomp deur sonde en afstand, dat die smeeking van die Vader, wat ons ook in hierdie teks gelees het, nie eens genoeg is om die kind te oortuig nie. Die godsdienstige kerkmens lewe nie vanuit die woord van die Vader nie, maar vanuit sy eie goeie lewe en omstandighede. Ons lees in Lukas 15 vers 29, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Jy sien, die wese van godsdienst is onsself te poog om deur eie werke God te beïndruk, deur hom te dien. Dit is nie verkeerd om te sê dat ons God moet dien nie, maar na regte wil God nie gedien wees nie, maar soek hy 'n verhouding van eenheid met jou. In godsdienst wil mense God dien om sy gunst te probeer wen, maar in Christenskap dien ons God omdat ons reeds sy guns het, weens die gehoorsaamheid van Jesus en die feit dat ons 'n nuwe skepping geword het by die kruis. God wil gedien word, maar uit dankbaarheid en bewondering, en nie om iets te verdien by hom of om sy arm te probeer draai nie. Die motief van om God te dien is dus die hart van die saak. Die Christelike geloof en verhouding met God is nie op dinge gebou nie, maar op identiteit en die waarde wat ons in God se oë het en in mekaar se oë het. Lukas 15 vers 29, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bok gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Ek wil hê jy moet sien, die oudste seun meet sy guns by die Vader aan die mate wat hy die Vader se gebod gehandhaaf het. Die godsdienst van die kerkmens is op die verdienste en werke van die mens gebou. En daarom is 'n goeie en 'n wetsgehoorsame lewe baie belangrik, soos gereeld kerk toe gaan, jou dankoffer gee, aan die sakramente deelneem, kerklike verpligtinge wat nagekom moet word. As jy hierdie lysie kan aftik, die godsdienstige mens dink, dan is ek okay by God. Ek het die kerk nodig om okay by God te wees. Dis die denke van die godsdienstmens, maar guns en genade word egter nie verdien nie. Guns en genade word verniet gegee deur God aan die mens. En 'n verhouding kan nie op onderhouding van gebooie gebou word nie.
En daarmee sê ek nie dat die onderhouding van gebooie nie belangrik is nie, maar die motief vir die onderhouding van gebooie is of om die guns van God te verdien, of dis 'n teken van dankbaarheid en respek, omdat jy reeds die guns van God ontvang het. Onthou, God het die wêreld onvoorwaardelik lief. Maar hy sê ook dat hulle wat hom lief het, sal sy gebooie onderhou, en daarvoor het hy die Gees gegee, om ons te lei in die weë van God. Maar mense se waardigheid word nie aan die onderhouding van die wet gemeet nie, maar aan die waarde en die identiteit wat hulle in hulle gees het, omdat God dit daar geplaas het, omdat God dit daar geskep het. As ons mekaar na die wet moet oordeel, sal uiteindelik almal misluk en aan minderwaardigheid lei. Die volmaakte Christelike lewe lê nie opgesluit in die perfekte onderhouding van die wet nie, maar in die vloei van lewe in ons gees, deur ons siel en liggaam na buite.